Ons vra eintlik vir 'n genoegsame deel van die goeie dinge in die lewe. Heel eenvoudig sê dit, Here, ek wil U seën hê. Hierdie gebed is 'n belydenis van afhanklikheid. Dis 'n verwagting wat ons het. Hy kan vertrou word. Jy kan nie van gister se manna afleef nie, want die Here het nuwe genade vandag. Hy het nuwe voorsiening vandag. Die brood wat jy gekry het, is nie net brood vir jou nie. Dit is brood vir ander ook. Brood op jou tafel is nie genoeg nie. Is regtig 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier saam met julle te kan wees. Ek wil vanoggend so 'n bietjie gesels oor 'n kosbare werklikheid. Ek wil vanoggend met julle gesels oor gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Die tema van Oktober maand is oorvloed ten spyte van tekort. En dadelik as jy hoor oorvloed ten spyte van tekort, die twee pas nie by mekaar nie, nê? Om te hê en om nie te hê nie. Here, dit klink net nie reg nie, maar is dit moontlik dat ek en jy as kind van God oorvloed kan beleef ten spyte van tekort? Ek dink alles hang af van hoe ons oorvloed beskryf en definieer. Is dit nie so nie? Is oorvloed 'n toestand of is oorvloed 'n persoon? Ek dink dis 'n belangrike vraag wat ons moet vra. Is my bron van veiligheid my dinge, of is my bron van veiligheid my Heer? En ons gaan vanoggend op 'n reis gaan en ons gaan hierna kyk en ons gaan so 'n bietjie na hierdie kort gedeelte in Matteus 6 kyk, waar Jesus in vers 9 sê, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net soos ook op die aarde. En dan hierdie vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek weet nie van jou nie, dit klink heel eenvoudig, so klein woordjie, gee ons daaglikse brood. Dadelik as ek daaraan dink ek aan 'n tafel met brood, of in my ouma se huis waar die brood reuk so gehang het, hè? Of iemand wat lekker piesangbrood kon bak. Jy dink dadelik aan ietsie, nê? 'n Tafel met 'n warm bord. Ek weet nie van julle nie, ek is honger nou. Ek is aldag besig om soos Pastor George te raak. As ek oor kos praat, raak ek honger. Wat dit doen, as 'n ou gee ons daaglikse brood, jou eerste perspektief is 'n bord warm kos of 'n brood. Is dit nie so nie? Maar hierdie oproep in Matteus en waar Jesus vir ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, so moet ons bid, is 'n gebed wat veel meer te doen het as net 'n roep tot fisiese kos. Dit is 'n gebed wat my hele menswees raak. Hierdie gebed, hierdie kort woorde, give us today our daily bread, touches our whole life. Dit raak ons hele lewe aan. My gees, my siel en my liggaam, elke faset van wie ek is. En Jesus leer sy disippels, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. En hy leer hulle om hierdie gebed te bid, maar hy leer ons om nie net te bid vir kos nie. Ons vra eintlik vir 'n genoegsame deel van die goeie dinge in die lewe. Sê saam met my, Here, ek wil 'n genoegsame deel hê van die goeie dinge in my lewe. Heel eenvoudig sê dit, Here, ek wil U seën hê. Here, ek wil U seën op my laat ervaar. Ek wil U guns beleef, Here. En jy mag dalk vra, wat is hierdie goeie dinge? As ons sê 'n genoegsame deel van hierdie goeie dinge, wat is hierdie goeie dinge? Ja, dit is voedsel, maar ek dink dit sluit 'n klomp ander dinge in. Ek dink dit sluit jou gesondheid in. Is dit nie so nie? Dit sluit werk in. Dit sluit liefde in, sekuriteit, vrede. Nie net brood nie. Ek dink dit sluit alles in wat ek en jy nodig het om te leef. Dit sluit alles in wat ons nodig het om te werk. Dit sluit alles nodig wat ons het om ander mense te dien. En dit sluit alles wat ons nodig het om te groei, geestelik. Hierdie gebed is dan nie net 'n versoek nie, maar is 'n belydenis. Hierdie gebed is 'n belydenis van afhanklikheid.
Hierdie gebed is 'n uitdrukking van vertroue en gemeenskaplikheid. En hierdie gebed is 'n hongerte na soveel meer as net werklik brood, nê? Nee. Want elkeen van ons wat vandag hier sit, diep binne in ons, 'n dieper hongerte na iets meer as net brood. So ek wil jou uitnooi vandag om te leef in die ritme van hierdie vertroue wat ons het. Julle ken daai lied wat ons gesing het toe jy klein was. Ek kan, ek weet ek kan, ek weet ek kan. Okay, luister, ons kan nie. Ek wil vir jou sê, ek weet hy kan, ek weet hy kan. Ek weet hy sal, ek weet hy gaan. Dit is om te sê, Here, ek het nie so baie vertroue in my eie vermoë nie, maar ek het 'n godsvertroue dat U gesê het, wat U gaan doen, gaan 'n werklikheid in my lewe word. En ek het 'n vertroue, Here, dat U sê, U sal sorg. Sê gou vir iemand langs jou, God sorg. Hy's 'n sorgsame Vader, leer die woord van die Here ons. So kom ons leef in daardie ritme, want as jy nie in daardie ritme van vertroue leef nie, dan leef jy in die spanning van selfvoorsiening. Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek dit doen? Wanneer gaan ek dit doen? En jy word net totaal en al oorweldig deur hierdie spanning wat ons beleef van tekort in ons lewe. So as ek vandag met jou praat oor hierdie versie, gee ons vandag ons daaglikse brood, is die eerste beginsel, leef in afhanklikheid. Wanneer ek hierdie gebed bid, bely ek, Here, ek is totaal en afhanklik van U. Nie net vir kos nie, hoor, vir alles wat ek nodig het. Sê saam met my, vir alles. En wanneer ek hierdie versie lees, is eintlik so 'n kort versie, né? Dan kom ek 'n paar dinge agter. Dawie, dat die skepper van die hemel en heelal in my lewe betrokke wil wees. Dat selfs die klein dinge wat my brood, daaglikse brood is vir hom, hy bemoeienis daarmee maak. Is dit nie kosbaar dat die skepper van die hemel en heelal in sy majesteit en heerlikheid by jou en my in ons alledaagse wil betrokke wees nie? Is dit nie so nie? Oorweldig dit nie jou hart van dankbaarheid? Here, dankie. Dankie, Here. Maar dit laat my ook besef dat wanneer hy ons leer om so te bid, dan wil Jesus eintlik sy disippels leer, jy kan God maar vertrou. Hy sal sorg vir jou daaglikse brood. Maar een ding wat dit ook doen in my hart, dit bring my by 'n plek van nederigheid. Want ek besef, selfs die brood op my tafel is nie deur my verdienste nie. Dit is deur sy genade. Selfs die brood op my tafel is 'n gawe van God af. Alles is 'n geskenk uit sy hand. Dit laat my anders leef, nê? Iewers skielik het ek hierdie afwagting en hierdie verwagting in my hart. Here, hier is ek in hierdie situasie. Ek sê baie keer vir my vrou, ek is so opgewonde. Sê sy, waaroor? Dan sê ek, om te sien wat die Here gaan doen. Ek leef met hierdie verwagting. Dis 'n verwagting wat ons het. Hy kan vertrou word. Ek leef met hierdie verwagting dat hy bemoeienis by ons alledaagse maak. En ons almal sê, amen. Want hierdie gedeelte leer my 'n wonderlike ding. Hy sê, ek leef nie van brood alleen nie. Jesus kom in Matteus 6 vers 25 en hy praat eintlik met die disippels en met die mense daaroor. Hy sê, moet jy nie jou kwel oor jou lewe nie. Sê saam met my, ek moet my nie kwel nie. Wat doen ons? Ons kwel ons oor ons lewe. Is dit nie so nie? En dan verklaar Jesus en sê oor wat jy sal eet of wat jy sal drink of wat jy sal aantrek nie. Hy wys daarop dat God vir hulle sorg. Is dit nie so nie? Sê saam met my, God sal vir my ook sorg. Hoekom? Want Jesus verklaar dat hy sê, hoeveel te meer sal jou Vader nie vir jou voorsien nie. Hoekom? Want jy is die kroon van sy skepping. Sê vir iemand langs jou, jy is die kroon van God se skepping. Jy is die kroon van God se skepping. Hy sal vir jou sorg. Jesus sê dit vir ons. Kom ons vat jou 'n bietjie terug na Eksodus 16 toe. Waar die volk in die woestyn is. Hulle het nie brood nie, hulle het nie water nie. Die Here voorsien vir hulle manna in kwartels en water vanuit 'n klip uit. Elke dag as hulle wakker word, is daar dou en wanneer daai dou opstyg, dan is daar manna. Is soos brood wat hulle dan eet. Toe die volk dit die eerste keer sien, toe begin hulle bymekaar maak, want ons moet genoeg hê vir môre. En toe daardie wat hulle bymekaar gemaak het, was toe vrot die volgende dag. En die Here het toe die volgende dag nuwe manna gegee. Is dit nie ongelooflik nie? Die Here wil sy volk leer en wil van jou en my leer dat ons afhanklikheid van hom is dag tot dag. Sê saam my, dag tot dag. Dag tot dag. C.S. Lewis sê dit so mooi. Hy sê, om op God te vertrou, moet elke dag van voor af begin. Is dit nie waar nie, nee? Om op God te vertrou, moet elke dag van voor af begin.
Jy kan nie van gister se manna afleef nie, want die Here het nuwe genade vandag. Hy het nuwe voorsiening vandag. So jy is die kroon van sy skepping en God wil jou leer om hom van dag tot dag te vertrou. Daar in Lukas 12 kry ons 'n storie van 'n ryk jong man. Vanaf vers 16 af tot 21, jy kan dit gaan lees. En hierdie ryk jong man het al sy besittings en alles wat hy het in skure bymekaar gemaak. En hoor wat doen hy nadat hy alles in skure bymekaar gemaak het. Hy sê, siel, jy het baie goed wat jy weggesit het vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag sal nog jou siel van jou geëis word. En dit wat jy gereed gemaak het, vir wie sal dit dan wees? Die probleem van hierdie gedeelte wys nie daarop dat ons beplanning maak en spaar nie. Dis nie wat hy hier sê nie. Die probleem is ons eie waan, ons eie trots. Dat ek alles wat ek het deur my eie prestasie bereik het. Dit is om op 'n plek te kom van selfvergenoegdheid waar ek sê, my besittings gee vir my sekuriteit. En is dit nie dat die prediker skrywer so mooi vir ons sê, hy sê, jy wat glo jou rykdom is soos 'n hoë muur wat jou beskerm, dis maar net jou verbeelding. Dis maar net jou verbeelding. Hierdie ryk jong man se probleem was nie die beplanning en die werk wat hy gedoen het, of om spaarsamig te leef nie. Sy probleem is dat hy sy sekuriteit in sy besittings geplaas het. Hy het vertrou in sy skure in plaas van sy Skepper. God wil hê ons moet vertrou in ons Skepper, dat wat? Ons skure sal vol wees. Nie andersom nie, want as ek vertrou in my skure om vir my sekuriteit te gee, sê ek op die einde van die dag, ek is 'n selfgemaakte man. Alles wat ek het, is deur my eie hande. Ons het nou gehoor, alles wat ek het is maar 'n gawe uit sy hand uit. Die gesondheid wat jy geniet, is 'n geskenk van hom. Die vermoëns wat jy het, is 'n geskenk van hom. Alles wat jy het, is 'n geskenk van hom. Daarom sê ons lê ons lewe voor ons Skepper neer, want hy is ons ware sekuriteit. Hy is ons bron. Ek wil jou vra, kind van God, leef jy nog in afhanklikheid teenoor die Here? Glo jy is sy kroon van sy skepping? Glo jy dat hy wil voorsien? As ons aangaan met hierdie gedeelte, dan sien ons ietsie kosbaars. Wanneer ek hierdie verhaal lees, of hierdie skrifgedeelte lees, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan sien ek hierdie ding staan in my hart en my gees op. Die brood wat ek geniet, is ons almal se brood. Sê saam met my, ons almal se brood. Is snaaks dat Jesus nie die woorde gebruik, gee my vandag my daaglikse brood nie. Hy begin hierdie gebed, Onse Vader, en sê ons het 'n geloofsgemeenskap, en hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is eintlik om te sê dat hierdie gebed veg teen individualisme en dat ons meer in gemeenskap leef. Is dit nie so met mekaar nie? Sê saam met my, dis nie my brood nie. Dis ons brood. So wanneer ek hierdie gebed van Jesus leer, sien ek dat wanneer ek bid vir brood op my tafel, bid ek nie alleen vir brood op my tafel nie. Ek bid ook vir brood op jou tafel. Hoor jy? Ek bid vir brood op jou tafel. Wanneer ek besorg is oor my tafel, is ek ook besorg oor jou tafel. Ek kom op 'n plek waar ek sê, Here, ek sien die nood van my kerk, my wêreld en my gemeenskap raak, en ek bring dit voor U. Ek bid dat daar genoeg brood op almal se tafel sal wees. Ek bid dat daar genoeg genade, genoeg voorsiening, genoeg gesondheid. Here, ek sien mense in nood. Ek sien mense wat siek is. Vader, ek vra dat U vandag vir hulle sal gee wat hulle nodig het. Jy sien, wanneer ek en jy net besorg is oor die brood op ons tafel, dan vergeet ons die waarheid van hierdie gebed. Dan mis ons dit. Want hierdie gebed is nie 'n selfsugtige versoek, gee my vandag my daaglikse brood nie. Hierdie gebed is 'n gemeenskaplike versoek. Here, gee ons, kom ons gee vir mekaar die brood wat die Here vir ons gegee het. Amen. Watter oproep. Hierdie versoek roep jou en my op tot mededeelsaamheid. 1 Timoteus 6 vers 17 tot 18, ons gaan dit gou lees. Ons gebruik baie keer hierdie gedeelte in Timoteus om ryk mense pak slaag te gee. Maar luister, ek wil vandag vir jou sê, ons almal is ryk. Hoor jy? Ons almal word onder dieselfde kam geskeer wanneer ons hierdie gedeelte lees. Kom ons lees dit. Hy sê, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie. Wat het die ryk man gedoen? Hy het vertrou op die onsekerheid van sy rykdom. Wat sê die Bybel? Is rykdom onseker? Ja.
Hy sê moenie in dinge vertrou nie, vertrou God. Hy sê maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen. Sê saam met my, ek moet goed doen. Sê saam met my, ek moet ryk wees in goeie dade en werke. Sê saam met my, ek moet vrygewig wees en ek moet mededeelsaam wees. Die brood wat jy gekry het is nie net brood vir jou nie. Dit is brood vir ander ook. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Dis ander mense ook. Die hande waarmee ons die brood ontvang, as hande wat ook moet oop wees, waarmee ons brood gee. Orals om ons is daar behoefte. En ons bid so, Here, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. God se koninkryk kry gestalte, daar waar ek en jy leef met 'n besorgdheid en 'n verlange om ander mense te help. Want toe ons ver van hom was, het hy barmhartigheid aan ons bewys. En daarom bewys ons barmhartigheid aan ander. Luister. Die Here roep ons op tot soveel meer. Die Here roep ons om te bid. Here, sien my broer se daaglikse nood raak. Here, sien my sussie se daaglikse nood raak. Here, ontmoet hulle daar op 'n fisiese, maar ook op 'n geestelike vlak. Here, ek bid vir hulle daaglikse brood. Ek bid vir elkeen wat honger is, Here. Ek bid vir elkeen wat siek is. Ek bid vir elkeen wat in nood verkeer. Maar hoor mooi, ek bid nie net nie. Ek werk ook. Reinhard Bonke het hierdie ding gesê. Julle ouens wat so uit die bid, wat so aanhou bid, julle moet uit die pad uitkom vir die ouens wat wil werk. Dit is nie dat hy gesê dat gebed verkeerd is nie. Hy sê ons kan nie net by bid stop nie. Ons moet werk ook. En wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons die brood wat ons ontvang met ander mense deel, dan word hierdie gebed 'n geleefde gebed. Dan word hierdie gebed 'n geleefde werklikheid. Want dan word ek en jy in die goedheid wat ons met ander mense deel, die brood wat ons deel, dan word hierdie gebed uitgeleef. Ons leef hierdie gebed uit. Sê saam met my, ek kan nie net bid nie. Ek moet werk ook. Sê saam met my, ek kan nie net werk nie. Ek moet bid ook. Hierdie twee is belangrik. En hulle werk altyd saam. Ek bid om te ontvang. En dan werk ek om te gee. Halleluja. Mag God se koninkryk in ons midde gestalte kry, waar ons sorg aan ander mense uitleef. En ons almal sê, amen. Die laaste gedagte van Matteus 6 vers 9 tot 11 wat sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, is om te sê dat as ek en jy eerlik met mekaar is, moet wees vandag, is hierdie versoek 'n dieper versoek. En Jesus wou sy kinders daartoe lei. Hy wil vir ons sê dat eintlik het ek en jy iets anders meer nodig as net brood. Julle ken die verhaal waar Jesus in die woestyn ingelei was, deur die Heilige Gees, en die Satan het Jesus kom versoek. Julle ken daai gedeelte? En die eerste versoeking was waar die vyand by hom gekom het en Jesus wat honger was. Hy sê verander hierdie klippe in brood. En Jesus herinner die vyand aan 'n gedeelte in Deuteronomium wat sê jy leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat by God se mond uitkom. Jesus wil vir jou en my vandag sê, ons het iets anders te meer nodig as net fisiese brood. Ons het hom nodig. Die ware brood wat lewe gee. Ek wil vandag vir jou sê, brood op jou tafel is nie genoeg nie. En brood op jou tafel sal nooit werklik sin en betekenis hê, totdat jy nie die ware brood van die lewe geëet het. Want hoe kan ek vandag sê, ek het oorvloed ten spyte van tekort, alleenlik, as ek versadig word deur die brood van die lewe? Want al het ek tekort, sê ek maar ek leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat by sy mond uitkom. Jesus kom selfs op 'n plek, en as ek vandag vir jou moet vra, wat is hierdie ware brood? Het Jesus in Johannes 6 dit kom sê vanaf vers 30 af. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle,
Dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Jesus kyk na die mense en hy sê, daar's 'n dieper nood by ons as net fisies brood. Daar's 'n dieper nood as net gesondheid. Daar's 'n dieper nood as net sekuriteit. Daar's 'n dieper nood en die dieper nood wat ons het, is hy self. 'n Behoefte aan die een wat ware lewe gee. 'n Behoefte aan die een wat ware vrede gee. 'n Behoefte aan die een wat ware genesing bewerk. 'n Behoefte aan die een wat ons sondes vergewe. 'n Behoefte aan die een wat ons met die Vader versoen. Jesus kom en hy sê, jy het 'n dieper behoefte. En wanneer jy bid, onsse Vader, bid dat jy my elke dag sal vind. Bid dat daar 'n hongerte en 'n dors by jou sal wees, dat jy sal soek, dat jy sal vra en dat jy sal klop. Want as jy vir jou Vader vir 'n brood vra, sal hy vir jou 'n klip gee. Hoeveel te meer, sê Jesus, sal ek nie vir julle die Heilige Gees gee nie. En wanneer ons stil raak en ons lees hierdie gedeelte, gee ons vandag ons daaglikse brood, is dit nie net 'n versoek nie. Dit is 'n daaglikse belydenis. 'n Belydenis om te sê, Here, ek is afhanklik van u sorg in my lewe. Dit is 'n noodkreet om te sê, Here, ek het u nodig. Dit is 'n belydenis wat ek en jy maak om te sê, Here, ek leef nie alleen nie. Here, hierdie brood is nie net alleen vir my nie. Here, ek is hier om met ander ook te deel. Wys my waar ek u liefde kan uitleef. Wys my teenoor wie moet ek die brood deel. Wys my vir wie ek moet bid. Wys my saam met wie ek moet loop. Wys my vir wie ek hoop mee moet deel. Wys my met wie ek brood mee kan deel. Maar dit is ook 'n belydenis van jou en my om vandag te erken. Luister hier. Ek leef nie van fisiese brood alleen nie. Maar ek leef. En ware lewe word alleenlik gevind in Jesus Christus. Amen. My belydenis is uiteindelik nie net fisiese brood nie, Here, maar die brood van die lewe. Jesus Christus self. So mag ek met oorgawe en met eerlikheid bid vandag. Mag ek my hande oopmaak om te ontvang. En mag ek dan weer my hande oopmaak om met ander te deel. Met die wete dat my Vader wat in die hemel is, vandag vir my sal sorg. Maar ook môre. En ook oormôre. Want soos wat hy vir die volk van Israel gewys het, sy genade, sy voorsiening, sy goedheid, die brood wat hy het, is elke môre net. En totdat jy nie die brood van die lewe geëet het nie, sal geen brood op hierdie aarde jou ooit versadig. Ons almal sê, Amen.